Goeiedag, dis regtig lekker om weer saam met jou te kuier hier vir die volgende 3 dae. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die boek Lukas. En ek begin met sommer heel aan die begin van Lukas en die tema is ervaring word getroef deur 'n jeugdige gemoed. Alright. Lukas 1 vers 5. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onderhou. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was albei reeds ver op gevorderde leeftyd. En dit kom uit die 2020 vertaling. Nou ja, soos ek sê, dis lekker om saam met jou te kuier met 'n dankbare hart. Ons gaan met ons 3 kuiers elke keer 'n skrifgedeelte uit Lukas gebruik. So jy moet iets van Lukas en sy werkwyse verstaan. Dit sal jou elke keer verras as jy uit hierdie detailgelaaide boek lees. Dis lekker om groter intimiteit te deel met Dr. Lukas. Hy het mense verstaan en sy waarneming gee ons meer detail oor veral die dieper ervaring van mense se bestaan. Soos ek gesê het, vandag gaan dit daaroor. Ervaring word getroef deur 'n jeugdige gemoed. Ons lees vandag hier reg in die begin van sy boek van Sagaria, met die detail dat hy sy amptspligte vervul het uit die diensgroep van Abia. Wat dit so belangrik maak, is die feit dat hierdie diensgroep volgens 'n ritme wat in 1 Kronieke beskryf word, as een familie uit 'n diensgroep van so ongeveer 4 families, hulle doen diens so 2 weke per jaar. So, jy moet hier's tydsberekening. Die fokus vernou na Sagaria toe, omdat hy deur die lot aangewys is om wierook in die tempel op die altaar te gaan brand. Dit was 'n gesogte voorreg. In dieselfde asem word vertel dat sy vrou Elisabeth self ook 'n nasaad is van Aaron. Fyn geteelde mense, van wie ons lees dat hulle onberispelik getrou die gebooie en voorskrifte van die Here onderhou het. Vers 6. Hier kom nou nog verrassende goed uit. Hoekom juis kinderlose bejaarde Sagaria? Skielik verskyn 'n engel van die Here aan die regterkant van die wierookaltaar aan hom. Hy het hom dusnis geskrik. 'n Mens kan baie goed verstaan. Dit het immers nie so gereeld gebeur nie. Die engel stel hom dadelik op sy gemak. Hy vertel hom dat God sy gebed verhoor het. Watter gebed? Natuurlik, die gebed om 'n nageslag. Soveel te meer omdat hy van priesterlike afstamming is en dis deel is van die baie belangrike diens van aanbidding in die tempel. Dit was sekerlik vir hom en sy vrou 'n diepe smagting om 'n kind te hê wat ook in die tempel kan diens doen om die Here se volk op koers te hou tot die Messias kom. Fokus net gou saam op die nuusberig uit die Engelse mond. Sagaria, jou gebed is verhoor. 'n Seentjie is op pad, jy moet hom Johannes noem, hy gaan jou baie bly maak. Hy gaan baie waardevol wees in God se koninkryk. Van geboorte sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Onthou jy vir Elia? Hy sal met Elia se gees en krag die volk tot bekering lei. Daar kom 'n groot toekoms. Toe Sagaria se kniekoppe ophou bewe het en sy pols terug is na normaal, wat doen die uitverkore knegt van God toe? Teleurstellend. Hy gooi 'n pot vol koue water oor die Engelse woorde uit. Ag nee meneer, waaraan sal ek dit weet? Ek is 'n ou Madala, jy ken mos die naam vir 'n ou afgeleefde man by ons in Suid-Afrika. En my vroukie is ook te oud vir die soort sports. Ek dink Gabriël, die boodskapper van engel van God, het hom vervies vir die beteuterde priester by die wierookaltaar. Span sy vlerke om te vlieg en vertel vir Sagaria dat hy nou stom gaan wees tot die woorde waar geword het. Ek het ons aan die begin gesê, ervaring word getroef deur jeugdige gemoed. So 6 maande later gaan einste boodskapper van God, Gabriël, besoek aflê by 'n verloofde jong meisie in Nasaret. Die Bybel noem haar uitdruklik 'n maagd, wat in die proses sommer vir die res van haar lewe haar titel sou word, die maagd Maria. Dit onderstreep ook weer die plan van God
om vir die eeue wat nog aanbreek 'n klein insig te gee in sy almag, sy voorsiening, sy bestuur van die heelal tot eer en verheerliking van hom. Veral ter wille van die mense, geskape na sy beeld, val Gabriël met die deur in die huis. Ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Sy was sekerlik ook maar verskrik, maar ons lees sy was verwonderd. Ek onderbreek net gou. Dis fantasties om te sien hoe jong mense, ons noem hulle die Gen Z, oop is vir wat die slim mense noem die numinese. Die woord het sy oorsprong by 'n verwysing na die grootsheid van iets. Iets wat so groot is dat dit vir jou feitelik onmoontlik is om dit in woorde uit te druk. Gabriël verstaan dit en stel haar dadelik op haar gemak met sy woorde dat God aan haar genade bewys. Sy verstaan dit en luister eintlik na Gabriël se woorde wat die grootsheid en almag van ons verlosser aan haar uitlê. Sy gaan swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Hy gaan in die liga val van Dawid, maar met 'n verskil. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Sy moes waarskynlik 'n bietjie lighoofdig gevoel het. Tog breek sy die stilte met 'n kardinale vraag. Hoe is dit moontlik? Aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Nie so seer ongeloof nie, as kundigheid. Sy het immers geweet waar babetjies vandaan kom. Die laaste woorde van Gabriël word haar manifest. Niks is vir God onmoontlik nie. Kan ek dit herhaal? Niks is vir God onmoontlik nie. Dis net hier waar ons tema vir vandag werklikheid word. Ervaring word getroef deur 'n jeugtige gemoed. 'n Skril kontras met die priester Sagaria, die manlike sterk figuur deur wie die lyn van geskiedenis loop, dop hierdie toets, terwyl 'n onervare jong dame reg in die geskiedenisboeke instap met 'n sprankelende geloof. Dis ons uitnodiging en ons uitdaging. Kom ons bid. Ewige Here, ons staan hier weer eens voor die wonder van U ingrype. 'n Nuwe Adam, 'n babietjie gebore op 'n natuurlike manier, word mens, maar hy is ook God. En hy pak hierdie lewe aan om uiteindelik aan 'n kruis te hang. Ons verstaan dit nie mooi nie, Here, maar ons aanvaar dit met dankbare harte. U is die Here, die Almagtige. By U is niks onmoontlik nie. En daarom wy ons lewe maar net opnuut aan U toe. In Jesus se naam. Amen.